Vriende, goeiemôre, baie welkom. Dit is so lekker om ons praat met, dis ons videoreeks en ons het vandag twee baie spesiale gaste. Dit is nie sommer net so nie. Dr. Fafa, hy is 'n beroemde, welbekende persoon in die veeartseny wêreld. Boere ken hom, hy is op die Landbou Weekblad, hy is op Huisgenoot artikels van hom, hy is op Boeredae, en dan ons, mag ek sê, dit is my kleindogter, Mieke. En Mieke het vandag 'n uitslag gekry, en sy wil nie vir ons eintlik sê nie, maar sy lyk baie gelukkig en tevrede. Sy gaan veeartseny studeer en oom Papa gaan vir haar bietjie ook 'n paar goed vertel. Charles Alexanderstraat in Pretoria groot geword. So ek is 'n Pretoriaaner, 'n stadsmens eintlik. Maar 'n blok van ons af het daar in Joburg gebly. En dit is nou, sy ma was 'n Malan. So dit is my groot tannie. En hy was ook die rektor van die Universiteit van Pretoria gewees. En hy wou graag 'n veearts geword het, maar toe, daai tyd was dit uit die oorlog uit, en die Britse soldate het eintlik voorkeur gekry om veearts te word. Maar hy het altyd met my gepraat oor veeartsenykunde. Hy was so by die Universiteit van Pretoria, en ook Dr. Jan Bonsma, hulle twee het saamgewerk. Ek was ook in Jan Bonsma se duiwelk gewees, hy het sy genetika daar gedoen. So dit is eintlik deur sy toedoen, hy was ook my peetpa gewees. Dat ek was by Afrikaans hoër seuns gewees, en soos ek 'n jaar my weermagopleiding by die leergimnasium, en ek was toe gekeer gewees, nie soos vandag nie, maar ek kon inskryf vir veeartsenykunde, maar almal kon inskryf. So hulle het jou gekeer op jou einde van jou eerste jaarpunte. En ek kan onthou, plantkunde, dierkunde, fisika en chemie. Daai fisika was 'n nagmerrie geweest. Maar gelukkig kon ek promoveer, nie eksamen geskryf nie. En toe is ek begin tweede jaar, was ek toe na onderste poort, daar by die koshuis. Daar is ons ontvang, maar ek het my tweede jaar nog by die huis gebly. Ons was in 'n rygroep gewees. Dis 'n 5 jaar kursus gewees, so ek was 3, 4 en 5 was ek in die koshuis gewees. Maar dit is 'n moeilike kursus, jy het nie veel tyd om te speel en te dink jy gaan 'n partytjies hou en sulke dinge wat jy nou maar gehoor het nie. Nou, hoeveel studente was jy toe? Ons was so 36 daai tyd gewees, nou is dit hier by 120, 30. En hulle word nou gekeur op eintlik 109 punte deesdae, en dan as jy jou matriek eksamen, dan kyk hulle of jou punte nou verskil het, en dan is dit sitvleis, studeer. En Mieke begin nou eers op daai plekkie. Stel jou gou so voor, waar te skool is jy, en sommer so? Ek is Mieke, ek het klaar gemaak by Hoërskool Altorein. So hierdie jaar gaan ek dan tikkies toe, Universiteit van Pretoria, om ja, hopelik veeartseny, dis wat. Wonderlik. Wat kan jy vir ons vertel, hoe het jy na jou studie, waar heb jy lewe gedraai? Ja. So na my studie is ons toe 'n jaar na die leergimnasium, en dit was baie goed gewees. Ons was eintlik gelukkig dat ons nou nog nie in die oorlog betrokke was. Maar daar is ek alreeds voorberei. Ons het 'n kursus geloop daar om lesings te gee. Ons het daar in die leergimnasium 'n kursus geloop om klas te gee. En dit het my hele lewe eintlik, omdat ek betrokke is by Boeredae en by die studente, om met mense te praat, en eintlik ook hierdie Landbou Weekliks wat ons op die televisie het, om in 'n taal te praat dat die boere dit kan verstaan. As party mense wat so hoog praat, ek kan dit nie eers verstaan nie. Daarna het ek 'n jaar by onderste poort in die departement
van bakteriologie gewerk. En toe het my groot vriend, professor Sybrand van der Berg, hy het 'n praktyk begin, daarby Dr. Toymalan se praktyk in Vrede. Hy was 'n jaar alleen, toe sê hy nie Fafa. Hy het my die naam Fafa ook gegee, ek kon nie sê Frans hoor nie. Het hy gesê, kom help vir my. En hy was moeg toe ek daar in Vrede aankom, 1 Januarie 1977. Dis 1970, ek is alweer 7 jaar uit. En hy gesê, ek gaan nou met vakansie. Nou wat weet jy nou? In my heel eerste geval was 'n perd, 'n merrie wat nie kon vol nie. Dit is onmoontlik. En dit was in die nag gewees, ek kan onthou ons het nog so met 'n lamp gewerk, maar ek het die vulletjie uitgekry. So ek was so 7 jaar daar op Vrede, wat ek in die privaat praktyk was, ons baie groot vriende nog daar, hospitaal gebou, en hy het gesê ek moet 'n Volvo kar kry. Nou hoe kan jy met 'n kar praktiseer? Ten minste met 'n bakkie of iets ry. So daai wêreld plat gery, ek sal onthou dat een aand nog in die sloot gery op 'n plaas met die Volvo. Gelukkig het die kar nie seer gekry nie, maar baie gelukkige jare daar gehad. Ja, nee, Mieke kyk vir jou, en sy vond dit interessant. Vind jy dit interessant? Dit gaan lekker wees vir jou. Ja, Baie lekker. In die begin is jy so bang, dat jy niks weet nie, en die boer, hy dink jy weet alles. So, dis baie lekker. Mieke, het jy op hierdie stadium 'n vraag wat jy vir hom wil vra? Jy's 'n voornemende student, Ja. en hier sit, dis nie 'n dosent nie, jy kan maar 'n bietjie skinder en Ja. vra. Ja, ek wil vra hoekom met dokter in die rigting. Ek is net Fafa, oom Fafa. Okay, oom Fafa, Oupa as jy wil. hoekom met oom Fafa besluit in Kyk, soos ek gesê het aan die begin, ek kan nou sê Prof. Dani Joubert het met my gepraat, en ek het, maar die rede waarom baie van die studente sê, hoekom, hulle sê vir my, jy moet seker verskriklik lief wees vir diere, maar jy gaan die diere seer maak ook, né? Jy gaan met bloed werk, onthou net dit. So, een van die dae moet jy, stel ek voor, ek moet nooit sê moet nie, by 'n veearts gaan diens doen, hokke skoonmaak, en gaan kyk wat doen hulle, en ook by privaat veeartse, by die platteland, wat produksiediere, dit is nou beeste en bokke en skape is, en saam met hom of haar gaan diens doen. Dat jy kan sien, waarvoor laat jy jou in. So ja, jy moet lief wees vir diere, verseker, maar nie 'n oordrewe liefde dat jy gaan sê, nee, ek kan nie 'n dier inspuit. En partymal moet jy ook dier laat gaan slaap, veral ou honde en ou katte, of diere wat so seer gekry het, wat omgery is deur 'n kar. En soos nou by die Back and Closure, die uitbreek het, ek het vir daai prentjies gewys van die kalvers, wat hope kalvers wat daar lê, of hope lammers. Ons moet die oorsaak uitvind. So, jy gaan baie nadoodse ondersoeke doen, om te kyk wat daar binne gaan. Maar die beste ding wat jy kan doen, is om vriende te maak, en jy bly nou hier so naby, hier's goeie veeartspraktyke naby jou, dat jy, as jy nou gehoor het, jy gaan nou definitief begin ondervinding kry. En ek het niks geweet nie, so ek dink, sal jou ook help. Ja, dit sal gaan wees. So, soos oom nou gesê het, mens gaan goeie van die diere sien, maar mens gaan ook jou hartseer sien, so oom sê, 'n passie is nie altyd genoeg nie, want half daar gaan tyd wees waar jy deur hard moet deurtrek. Baie seker, ons het, jy kan het maar uitsnij as jy dit wil hê, ons het die hoogste selfmoordsyfer van alle beroepe, of van die beroepe, en dit gaan oor, wat ek gesê het, jy raak so lief vir jou patiënte, en dan moet jy hulle uitsit, en jy werk nog met die eienaars ook, so jy moet lief wees, of 'n passie hê vir wat jy gaan doen, maar baie keer werk jy eintlik met die eienaars, so jou kommunikasie moet goed wees, en mensenverhoudings moet reg wees. Wat 'n kosbare raad. Maar vertel vir ons 'n bietjie van jou, ek wil nou nie doen, dis nou nie 'n veeartslesing nie,
ja, hulle kan jou materiaal lees. Ek gaan die skakels van die Huisgenoot en die Landbou Weekblad, die artikel wat daar is, in die Landbou Weekblad artikel en jou webblad, dat boere kyk, vra vir Vafa, so hulle kan nou daai soort goed kan hulle vra. Ek wil sommer iets oor jou persoonlik vra. Vertel 'n bietjie waar het jy verdiepe geestelike verhouding ervaar gekry? Kyk, 'n mens moet mentors in jou lewe hê. En ek het so baie mentors gehad wat hulle verhouding met hulle Skepper uitgelewe het. So die Vader het sag met my gewerk. Daar's ouens wat vir jou sê, ja, maar jy moet 'n dag en 'n datum hê. Ek het nie 'n dag en 'n datum nie. Ek is sag deur my geestelike lewe voorberei. By die kinderkrans, laat ons skyn vir Jesus met 'n helder trans. As hy weer kom, kom haal hy sy parels. Ek het daarmee groot geword. Willem Nicol, predikant, was my beste vriend. So, van kleins af, het ek net besef, daar's baie meer in die lewe as net werk. En 'n predikant het een keer vir my gesê, dit was Malanel gewees, wat ek gegaan het en gesê het, maar ek wil gaan sendingwerk doen. My familie, die Lous en die Kritsangers, hulle was almal predikante en sendlinge en so gewees. En ek het regtig 'n roeping gekry om vir die Here te gaan werk. Toe sê hy vir my, maar jy kan deur jou werk, kan jy net soveel doen as wat 'n predikant of 'n sending doen. In my hele lewe was ek betrokke by die voortrekkers gewees, wat mense wat my mentors was diep Christene gewees. En ek het betrokke geraak by die CSV, by die sendingkring, by hospitaalbesoek, by die Indeersending. En dit was my hele lewe, en nou nog. Hierdie kaartjie, wat eintlik nou wêreldwyd my nalatenskap is, dit kom vanuit die natuur uit, van die skepping. Die skepping is volmaak. En as ou nie daai riglyne van die skepping volg, kan ons daai kaartjie so hou miskien? jy kan daai een van jou ook naby gaan afneem as jy wil. Ja. En dit is nou die Famacha kaart, Fafa, Malan, Chart, wat ons diere selekteer, wat saam met parasiete, haarworm kan lewe. Dus ons nou nie, die skepping is volmaak, is nie dat dit 'n parasiet, soos ons, sommige van 'n parasiet, hulle moet nou vrek gemaak word. Wat is die rol van 'n parasiet? Hy selekteer hierdie ene vir die beste, wat sonder al hierdie middels en goed wat jy elke maand moet gee. Hulle is daar. Hulle was altyd daar. Hulle is al miljoene jare daar. So ek het met die zebras in die wildtuin gewerk en hulle het tot 124 miljoen wurms in. En hulle is gesond. Het julle al 'n maar zebra gesien? So hierdie beginsel het die Vader vir my gegee. En ek gebruik maar net sy skepping om die beginsels vir die boere oor te dra. Ek sien daar's in verskillende tale. Ja, dit is waar hy is. Ek dink hier by die 40 lande al in die wêreld wat hulle hierdie kaartjie gebruik. So jy kan maar gaan Google net van Malan. Dan kan jy al hierdie goed gaan oplees. En dis wat jy het nou gesê jy loop op pad met die Here en dit klink of dit net goed gaan. Christen het ons nooit probleme nie. Kyk, ek het COVID in die ergste graad gehad. Dan moet ou nou sê, is dit nou 'n straf van die Here of wat dit is? Ek dink ek het daardeur, ek was hier by die 50 dae uit aksie en intensief en ek het nie eens geweet dat ek bestaan nie. En ek het daardeur, ek het nou ding gekry, dus die woordjie ek moet nou oppas om te sê. Want die ek is eintlik ek is in diens, ek is 'n kind van die Here. So die Heilige Gees leef mos in jou. Jy is 'n tempel. Ek is tot alles in staat ek is. Ek is tot alles in staat ek is. Ek is tot alles in staat ek is, deur Christus, wat my krag gee. Filippense 4:13. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Maar dit is nie altyd gelyk nie.
jy moet net weet, as dit kom, dan is maar ouens wat jou dalk van die pad wil afkry. Onthou die versoeking daar in die woestyn, hou jou oog op jou verlosser. En hy is daar. Maar jy wat gepraat het, as jy nou sê hoe goed jy is, hoe goed is jy en alles wat jy gedoen het, die ou en wat langs my verlosser aan die kruis was, die moordenaar, het gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het niks goed gedoen nie, inteendeel. Dit is nie hoe goed jy is. Jy is maar net in diens van jou skepper. Ek het hierdie week 'n videootjie gesien wat daai ding. Is dit daai Engelse ou? Ja, So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. Think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership, and yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, wait, just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? Guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. The man on the middle cross said, I could come. Wow. For it is by grace you have been saved, through faith. This is not of your own doing. It is the gift of God. Ek het gewonder 'n bietjie raad vir Mieke en vir jong mense, jongs. Ja, laat ek aan die oog kyk, Mieke. As jy net jou oog op die doellyn hou, dan gaan tye kom, is so, dat jy gaan moeg wees. En soos die Engels sê, jy gaan paniek. Ek kom nie deur die werk nie. Jy gaan baie meer weet as wat ek ooit geweet. Want hierdie masjienkies, die internet, en daar is ongelooflik baie werk. Maar hou jou oog net op die doellyn. Onthou wat ek jou gesê het, Filippense 4:13. Is daar watter soos goeie vaardighede dink? Ja, onthou jy kan in verskillende rigtings gaan. Chirurgie, onthou dat jy gaan nou die basiese goed eers doen. Ek het 'n ander, nie my beste vriend nie, maar die vriend van my waarmee ek saamwerk, sy dogter, ek dink baie terug, Inge, sy is nou in haar 5de jaar nou, en dan moet sy nou nog daai werk vir die staat gaan doen. Het ek dieselfde dinge so, eintlik baie minder as wat ek met jou praat. En kyk net waar sy nou. So jy kan besluit, sy is baie lief vir wild. Jy kan gaan as 'n produksiedier uiteindelik, en dan baie meisies wat honde en katte, kleindiere, papegaaie en slange en konyne en ek weet nie wat alles nie. En dan kan jy nog 'n navorsing doen. As jy
Maar ek sou voorstel dat jy in jou kop het dat jy eers 'n bietjie gaan ondervinding optel. Ja. En jy gaan dit doen in elk geval jy perepraktyk en 'n klein dierpraktyk en 'n produksiediere of wat ook al. Dalk trou jy dalk eendag met 'n veearts wat 'n plaas het of sulke dinge. Daar sê. So. Ja. Dankie. Baie dankie. Ek dink ons het baie geleer en ek wil baie dankie sê vir hierdie praktiese ervaringsraad. En ek glo baie studente gaan dit ook waardeer as hulle is 'n voorreg wat Mieke gehad het om u te ontmoet. En ons gaan dit hier afsluit. Mag die Here se pad ook vorentoe sy hand ook oor julle albei wees. Ons pad is nog soos hy weet. En nou Mieke, vir jou lê voor 5 jaar harde werk. Trots op jou hoor. Hoe eet jy olifant? Stukkie. Stukkie vir stukkie. So hoe eet jy olifant stukkie vir stukkie? Baie dankie. Ons gaan dit hierso stop en ons gaan al die kontakinligting gaan ons ook saam op die video sit as mense ook dalk wil kontak maak of sommer net op die blog of op die webblaaie die antwoorde vra vir Fafa. Ek het mos vir hom gevra, wat moet ek vir my bure se honde help doen? Nou op hierdie stadium het ek al baie lus gehad om hulle so maar ook gaan vir my nog daar ook 'n stukkie raad gee.